Wanneer Abba Vader jou roep om sy droom te leef, vra dit iets besonders. Ja, jy moet jou gemaksone verlaat, die kamparea. Jy moet deur die mure van vrees stap. En dit klink moeilik, dit voel onseker, maar dit is hier, buite jou gemak, waar Abba Vader die volle prentjie van jou lewe wil open. Jy word uitgenooi om jou bekende, jou beheer en jou gemak op te gee en te vertrou dat sy plan vir jou lewe groter is as jou eie verstand. En om sy droom te leef verg totale gehoorsaamheid. Elke detail, elke instruksie, elke klein stap in geloof en vertroue. Abba Vader gebruik sy woord om vir ons die boustene van sy beloftes te wys. En as ons selfs die klein dingetjies ignoreer of kompromie mee sluit, kan ons sy droom misloop. En dit gebeur dikwels so dikwels gebeur dat ons sê, dis net 'n klein dingetjie hierdie man, ek doen dit sommer op my eie manier en ek vertrou Vader vir die groot dinge. Is hier waar die vyand jou droom kan steel. Kyk na Joshua en die kinders van Israel. In Joshua 6 gee Abba Vader presiese instruksies oor hoe hulle Jerigo moet inneem. Loop 6 dae lank een keer om die stad. Op die 7de dag 7 keer. Priesters blaas op die ramshorings en almal skree. Hulle doen presies wat Abba Vader gesê het en die groot mure van Jerigo kom neergeval. Hulle beleef die vreugde en van volle gehoorsaamheid, volledige gehoorsaamheid aan Abba Vader, daardie vreugde. Maar by die volgende stad, by Ai, die volgende stad, dink hulle kan dit sommer net doen. Hulle vra Abba Vader nie verleiding nie, en die gevolg, baie mense sterf en die droom word verwoes. En hierdie verhaal herinner ons, as jy die droom van Abba Vader wil leef, moet jy alles aan hom gee, selfs die klein dinge. Elke stap, elke detail, elke keuse moet toegewy wees aan hom. Vandag sê Abba Vader ook vir jou, gee my alles, volledige gehoorsaamheid, bring my droom tot vervulling in jou lewe. Daarom, vertrou Abba Vader, volg sy leiding, ken hom in alles, soos hy sê in Spreuke 3 vers 6, en sien hoe hy jou mure laat val en jou droom in vervulling bring.